Ek lees onlangs dat iemand skryf dat daar in die moderne wêreld vir mense twee verskillende versoekings is. Die eerste versoeking wat ons as mense beleef is die versoeking tot spoed. Ons wil alles so vinnig as moontlik laat gebeur en ons wil alles so vinnig as moontlik in ons lewens hê. Selfs ons kos wil ons baie vinnig hê en daar selfs 'n woord daarvoor, ons soek kitskos. Kos wat baie vinnig voorberei kan word, sodat ons so vinnig as moontlik kan eet, sodat ons so vinnig as moontlik met die res van ons lewens kan aangaan. Ons soek ook allerlei metodes om ons kosse vinniger te kan voorberei in ons eie huise. En daarom het daar onlangs hierdie airfryer craze gekom, waar 'n groot klomp mense na maniere soek om dinge so vinnig as moontlik in hulle lewens af te handel. Ons wil so vinnig as moontlik beweeg, want die wêreld verwag van ons om so vinnig as moontlik dinge in ons lewens te bereik. Dit is ons eerste versoeking, is spoed. Die tweede versoeking wat ons as moderne mense het, is die versoeking tot skaal. Ons wil soveel as moontlik dinge in ons lewens bekom en ons wil nie klein goeders in ons lewens hê nie, ons wil groot dinge hê, groot droom en soveel as moontlik dinge in ons lewens bereik. Die eerste versoeking is spoed en die tweede versoeking is skaal. Maar in die lig van hierdie twee versoekings, wat amper soos die twee kante van 'n skaal hang aan weerskante, kry ons in die Bybel 'n derde weg. En dit is die weg van om stadiger in ons lewens te probeer beweeg. Die eerste plek waar ons dit sien, is wanneer Moses in die land van Midian besig is om sy skoonpa se skape op te pas. En op 'n stadium dan kom Moses af op 'n bos wat brand, maar daar staan pertinent, dit was 'n bos wat gebrand het, maar dit het nie uitgebrand nie. En die vraag wat ek myself onwillekeurig afvra is, hoe lank moes Moses daar gestaan het om te besef dat hierdie bos brand, maar hy brand nie uit nie? Ek is seker in daardie deel van die wêreld was brandende bosse nie 'n vreemde ding om te aanskou nie. Moses het 10 teen 1 by duisende sulke brandende bosse in sy lewe al verbygeloop. Maar hierdie een was anders. Hy het verlang genoeg tot stilstand gekom om agter te kom dat hierdie bos brand en hy brand nie uit nie. Moses het stadiger beweeg. En op daardie oomblik waar hy tot stilstand gekom het, stadiger beweeg het, het hy die Here ontmoet en het hy die Here se teenwoordigheid op 'n besondere wyse in sy lewe ervaar. 'n tweede gedeelte in die Nuwe Testament waar ons ietsie hiervan raak sien, is by die baie bekende gelykenis wat Jesus vertel het oor die barmhartige Samaritaan. Ons is almal eintlik oorbekend met hierdie gelykenis, maar daar was 'n Joodse man wat stikkend geslaan is, pimpel en pers en vir dood gelos is langs die pad. En die twee pilare van die destydse samelewing, die priesters en die leviete, 'n priester en 'n leviet, het hierdie Joodse man daar sien lê, maar hulle het by hom verbygeloop, want hulle was 10 teen 1 in hulle eie koppe besig gewees van al die take wat hulle by die tempel moet gaan afhandel. En hulle weet, hulle kan nie eintlik aan hierdie beseerde man raak nie, want dan sal hulle self onrein maak en dan kan hulle nie hulle werk in die tempel gaan doen nie. Hulle werk in die tempel was vir hulle belangriker as om in barmhartigheid uit te reik na die man wat langs die pad gelê het. Hulle moes so vinnig as moontlik by hulle alledaagse werk uitkom en nie by hierdie besonderse werk wat nou vir hulle voorgelê het nie. Maar uiteindelik was daar hierdie Samaritaan wat 'n tradisionele vyand was van die Jood, en hy het gekom en hy het uitgereik en hy het hierdie beseerde Jood aangeraak en hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem. Hy het in kort barmhartigheid aan hom bewys. Hoekom? Want die Samaritaan het die geleentheid gebruik om stadiger te beweeg, om tot stilstand te kom, en toe het hy die geleentheid gehad om iemand in hulle nood raak te sien en hy kon hulle help. Hy kon hulle eintlik op die pad plaas van 'n beter lewe as die lewe wat hy daar in die sloot langs die pad sou gehad het. Wat is die slotsom dan nou uiteindelik? In hierdie wêreld waar ons jaag om alles gedoen te kry, want spoed is een van ons versoekings, en waar ons smag na meer en na groter en na nuwer, dalk vra die Here vir ons deur sy woord om 'n ander tipe ritme te leef. Dalk is dit nodig dat ek en jy ontsnap van die spoed en die skaal van hierdie wêreld en eerder leer om stadiger te leef en nie op skaal te leef nie, maar intentioneel te leef. Die klein dinge raak te sien, want dit is dalk daar waar die Here vir my en jou wil gebruik. Mag ek en jy leer om hierdie jaar stadiger te leef en meer intentioneel te leef, meer gefokus te leef op ander se nood ook.
Hemelvader, baie dankie dat U vir ons lief is, dat U vir ons omgee en dat U in ons lewens ingetrek het en inbeweeg het in U Seun Jesus Christus. Dankie dat ons in sy menswording ietsie van U goddelikheid kon raak sien. Vader, help ons en lei ons ook om stadiger te beweeg, om te ontsnap van die gewone ritme van die alledaagse lewe en intentioneel raak te sien, daar waar U ons in hierdie wêreld wil gebruik. En dalk ook om U in hierdie wêreld raak te sien. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag 'n tyd uit jou dag uitgeneem het om saam met my te kuier. Ek en jy kuier verseker gou weer.